Wel, geliefdes, vanaand wil ek graag praat en 'n gedeelte met julle deel vanuit die woord van die Here uit, wat ek glo vir julle baie gaan beteken. En soos ek vir julle gesê het, ek gaan soos die Here my lei, soos die Heilige Gees my lei. Ek bedien, weet jy dat meeste van my preek, ek wil sê 90% van my preke weet ek, meer as 90% van my preke weet ek nie wat ek gaan preek terwyl as ek daar sit nie. Gewoonlik op pad kerk toe, dan, want ek bid, dan vra ek, en deur die dag begin ek leiding kry, maar ek het nie, en dit is verhouding met die Here. En dan begin die Here met jou praat, maar jy moet gereed wees. Jy moet nie verstaan, as jy net 'n skrifgie lees en nou vinnig jy moet die woord lewe, sodat as die Here met jou praat om te sê doen iets, dan moet jy reg wees om dit te doen. Amen. Prys die Here. So ek wil graag vanaand met julle iets deel wat ek glo vir julle baie sal beteken, en ek glo dat die Here hierdie woord vir julle sal oopmaak. En dit het te doen tweeledig, glo ek, soos die boodskap gaan aangaan oor die persoon van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees. Maar ek wil vanaand met jou praat, en dis iets wat ek al oor gepraat het met mense, en vir jou wys in God se wonderbare raadsplan, hoe God gisterand het ons daaroor gepraat, hoe God altyd restore, die Edenic vision, met ander woorde, God se visie vir Eden, want in Eden was dit die perfekte gewees, Genesis 1 en 2 lees ons van hoe dit was toe die mens saam met God gewandel het, en op die einde Openbaring 21:22 lees ons dat dit is hoe dit weer gaan wees, is weer Genesis 1 en 2, net reverse. En hierdie heeltyd is God besig om die Edenic vision, die Eden vision, met ander woorde God se visie te restoreer, die val van die mens, en hoe hy besig is om mense te restoreer en in sy verhouding. Nou geliefdes, vanaand wil ek graag met julle praat oor natuurlik die toring van Babel, the Tower of Babel en Pinkster. Nou wat het hierdie twee moontlik met mekaar uit te waai? Wel, soos wat ons gaan sien vanaand in die woord van die Here, baie. Is julle opgewonde? Amen. Nou sê net amen. Amen. Prys die Here. Amen. Sister Pamela, just say amen. 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 Prys die Here. Nou as jou Bybel oop het, blaai saam met my na Genesis 11 toe, en dan lees ons daar saam. Nou, weer eens, dit is iets wat ek al in die verlede bedien het, maar ek al bedien mens hieroor, is daar nie genoeg wat mens oor kan bedien, en natuurlik genoeg daaroor praat, oor God se plan. Nou, om die agtergrond vir jou te skep, moet ek die volgende met jou deel, so verdra saam met my. Die Here skep die mens, Adam, wat beteken humankind, human Adam, en die Here skep vir Adam, en die Here het ook vir Eva gemaak daarna, en natuurlik sien ons dat van die begin af, kom ek sê dit so, God het jou gemaak en my gemaak met iets baie unieks, en dit is a free will. We are free mortal agents. Met ander woorde, ons is mortal, met ander woorde, ons is mortal bodies, and we are free agents. Ons kan vrylik kies. Niemand het jou geforseer miskien om vanaand hier te wees nie, in die eerste plek. In die tweede plek, om dit nou baie drasties te stel, kom ek vat die volgende voorbeeld. Sou ek vanaand hier uitgaan, en ek besluit, ek wil na 'n Joel toe gaan, of gaan drank koop, en ek wil gaan partytjie hou, en ek wil myself dronk drink, wie gaan my stop? Niemand, want ek het 'n vrye keuse, ek het 'n vrye wil. Gaan die Here met my praat? You bet your boots he's going to do it. Die Here gaan met my praat, van hier af tot daai kant gaan die Here met my praat, en die Here gaan my spreek, net soos toe ek gehijack was. Toe ek gehijack was so 2 jaar terug, wie van julle weet ek was gehijack, so 2 jaar terug was ek gehijack, en voordat ek 'n afdraai gekry, toe voel ek die Here sê vir my, ry aan.
Nee, ek voel nie, ek weet die Here spreek my, maar in my gees dink ek, hierdie is 'n geleentheid, en is dit nou, Here, draai af, woep, dan word ek gehijack. Okay, maar die Here is goed, en ek, om dit daar te los, maar, ek moes dit geluister het na die Here, dis my skuld. Okay, net soos wat jy ook skuld het en fout het, want die Here skep ons, laat ons nou moet luister. Maar, natuurlik, wanneer ons die verhaal van die Bybel lees, dan sien ons in Genesis 3, ons sien 3, of kom ek maak dit die volgende stelling. As jy vir 'n eerste eeuse Jood sou gevra het, wat is die rede hoekom die wêreld is in die toestand waarin hy is? Sal hy vir jou 3 antwoorde gegee het. As ek jou vra, wat is die rede, hoekom is die wêreld die toestand waarin hy is, sal julle eendragtig saamstem, dit is oor die tuin van Eden, wat daar gebeur het. Maar die eerste Jode sou gesê het, nee, daar's 3 insidente, die rede hoekom die wêreld dit is soos hy is. Nommer 1 is Genesis 3. Toe die Nagash, die slang, aan Eva verskyn, dit wys net vir jou, Adam en Eva was nie Chinees nie, want as daai slang daar gekom het, so daai slang al lank, so daai slang 'n pak slaag gekry het en geëet gewees het, net so terloops, as daai slang sy mond oopgemaak het, lekker eet, okay, maar hulle was nie Chinees nie, maar dit daar gelaat, sien ons dat Adam en Eva het die vrye keuse gehad, en natuurlik, Eva het van die vrug geëet, en sy het ook aan haar man gegee, wat by haar was, en Adam het vrylik gegee, daar's 'n teaching daar rondom, baie interessant, baie awesome, wat ons nie nou in kan gaan nie, hoekom Adam dit gedoen het, hy het dit willend en wetend gedoen, het hy van die vrug geëet, en natuurlik het hulle oopgegaan, hulle besef hulle is naak, dit was die val, where original sin came in, waar die sonde natuur ingekom het, was in Genesis 3. Maar natuurlik as ons aanlees, dan sien ons dat daar was 'n tweede rebellie gewees, 'n tweede insident gewees. En dit lees jy in jou Bybel, en dit is nie ek wat dit sê nie, dis jou woord wat dit sê, jy kan dit lees, Genesis 6, vers 1 tot 4, sê die woord van die Here, en toe die seuns van God, die Bnei Elim, die Bnei Elim, toe die seuns van God, hemelse wesens, toe die seuns van God gesien het, dat die dogters van die mense mooi was, het hulle elkeen vir hulle vroue geneem wie hulle wou, en die het vir hulle kinders gebaar, en in hierdie dae was die reuse op die aarde. Daai woord reuse is die Hebreëse woord Nephilim. Dis letterlik reuse. Dis reuse op die aarde. En hulle was die geweldiges uit die ou tyd, die manne van naam, soos wat die woord van die Here dit vir ons verduidelik. So dit was die tweede rebellie gewees, toe daai insident plaasgevind het. En natuurlik Petrus praat oor daai insident, toe die seuns van God, in die Nuwe Testament terminologie sal mense sê die engele, maar dit is, daar's verskillende vlakke van, die engele is een vlak, maar die seuns van God is 'n hoër vlak. Die wat my taboe-reeks kyk sal weet dat jy kry vir baie vlakke in die hemelse wesens, die seuns van God is 'n hoër wesen. En natuurlik, wie is die seuns van God? Hulle was hierdie hemelse wesens wat by die skepping by God was. Hoe weet ons dit? Job 38 sê dit vir ons. Dat when God laid the foundations of the earth, the stars and the sons of the morning, the sons of God sang for joy. In Job 38 ensovoorts. So dit was die tweede rebellie gewees, die tweede insident gewees. En Judas praat daarvan, Petrus praat daarvan, en ek gaan baie in detail met my teachings rondom daardie insident, wat daar regtig plaasgevind het, en waar al hierdie snaakse afgode en idees vandaan kom wat ons vandag het, kom werklik van daardie insident af. En dan die derde insident, die derde rebellie wat plaasgevind het, lees ons van in Genesis 11. En ons gaan nou saam lees, en geliefdes, die Here het vir die mens die opdrag gegee, vermeerder en versprei oor die aarde, en vermeerdering gaan bly oor die aarde. Maar wat doen die mens? Nou, ek wil eerstens vra, is julle hier vir 'n teaching? Okay, julle is hier vir 'n teaching, so ons gaan bietjie lees, okay? Nou, God se opdrag was duidelik,
vermeerder en gaan bewoon die aarde. Maar wat doen die mens? Kom ons lees daar saam. Vanaf vers 1 in Genesis 11. En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. So almal het dieselfde taal gepraat. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Sinear en daar het hulle gaan woon. So wat doen die mense kinders? Hulle gehoorsaam weer eens nie God nie. Hoekom? As gevolg van vrye keuse. Hulle gaan almal trek na die ooste toe en hulle gaan woon. They went and they lived on the plains of Shinear. Dit is Babylon vandag bekend. Okay, ons gaan nou by dit uitkom. En wat vandag bekend is as Irak. Maar nietemin. En daar het hulle gaan woon. So nou gaan krop hulle daar op. Nadat die Here gesê het, vermeerder en versprei. Nee, hulle gaan trek almal na die ooste toe en gaan woon daar. Daarop sê hulle vir mekaar: kom laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe bakstene vir bousteen en die lijmgrond vir klei. En hulle sê, kom laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Wag net so 'n bietjie, wie het julle afgetip dat julle sou verstrooid geraak het? Want hulle sê hierso, laat ons hierdie toring bou en laat ons vir onsself 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. So daar was, hulle het iets geweet, daar's iets dat hulle sou verstrooid geraak het oor die hele aarde. Okay, die Bybel gaan nie in baie detail nie, maar ons het daarom ander geskiedenis wat vir ons leer wat gebeur het ensovoorts, maar nietemin, om terug te kom, en hulle maak toe vir hulle hierdie bakstene en bou dit en maak dit warm en bou vir hulle hierdie toring. En toe daal die Here, vers 5, toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waarvan die mensekinders gebou het. En die Here sê, daar is hulle nou een volk en hulle het almal een taal. En dit is net die begin van hulle om 'n onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees nie, wat hulle van plan is om te doen nie. Kom, laat ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal nie van die ander kan verstaan nie. Stop daar. Die eerste ding wat ek wil hê jy moet nou oplet, is dat hierdie toring wat hulle gebou het, hulle het 'n groot stad gebou, en hier is die stad Babylon, okay? Waarvan ons reg deur die Ou Testament lees, en hy staan tot vandag toe nog, net van interessantheid. Besef julle dat die regte genuine stad Babylon was gevind gewees, hy was begrawe onder sand vir duisende jaar, en toe hy opgegrou, en die oospoort, die Easter, eintlik is dit die Ishtar Gate, wat verwys na die godin Ishtar, die Ishtar godin, haar hek, die oostelike hek van Babylon, word genoemd ook die blou hek. Jy kan dit Google en kan jy sien hoe lyk hy. Dis 'n kolossale poort wat hulle gebou het, en toe die argeoloog hierdie stad gekry het hulle baksteen vir baksteen, daardie blou, wat net hierdie ouens weet hoe hulle dit reg gekry, daai tyd om kleur te kry in daai bakstene met daai, dis regtig 'n pragtige poort. Dis 'n kolossale poort wat hulle gebou het. En hulle het daai hek weggevoer, daai hek staan tot vandag toe in Berlyn, in Duitsland, in 'n museum, die Ishtar Gate, wat gesien kan word, die Ishtar, waar Easter, klink dit bekend, Easter, okay, net so terloops, ons vier nie Easter nie, ons vier Passover, amen, Easter is iets anders, die Ishtar godin, maar nietemin. So, wat toe gebeur het is, hulle bou toe hierdie piramide ook vir hulle, 'n toring. Nou, as gevolg van ons verwesterlike mindset, het ons hierdie idee dat die toring wat hulle gebou het, spits tot aan die hemel. Met ander woorde, dis 'n honderde kilometer groot toring wat hulle gebou het, wat van die een kant van die aarde af kan, wat van die een kant af gesien kan word, tot 'n ander kant, sekere plekke gesien kan word, as jy die toring, verstaan julle wat ek probeer sê?
kolossale toring dis nie wat dit is nie. Skoliere stem saam, as jy kyk na die antieke Oosterse konteks, waarin hierdie tyd was, is dit 'n stepstone pyramid, soos wat jy kry in die Giza plateau van Egipte, 'n piramide, of in Mexico, of in Peru, of in soveel plekke, waar jy hierdie stepstone piramides kry, wat 'n altaar was, en 'n tempel was, waar hulle die gode genader het, om met die gode te kon kommunikeer het, om die gode, want onthou, in die gedagtes en die idee van die mense in die Ou Testament, was gewees dat sterre, letterlik die sterre, omdat dit so beweeg en flikker, is dit gode, het hulle gedink, dis daai's gode, en dit is hoekom Jesus dan ook dit gebruik, om te sê, maar ek is die blinkmôre ster. That because Jesus outshines all the other stars. Amen. Daar's 'n preek daar ook, man. Nietemin is dat het hulle gedink, okay, kom ons bou hierdie piramide en dan kommunikeer ons met die gode en ons wil hulle afbring na ons toe. En dit is toe God hierna kyk en die Here sê, kyk wat doen die mense. Ek het uitdruklike opdrag gegee. Versprei julle oor die aarde, gaan bewoon die aarde en vermeerder en wees vrugbaar, maar julle het nie, julle het saamgetrek, julle het een taal, julle woon op die land, julle woon in die land Sinear, die gedeelte, ja, die land Sinear, julle het hierdie stad vir julle gebou, Babylon, met 'n toring, en nou kommunikeer julle nou wil julle met die gode kommunikeer. Natuurlik is dit die agtergrond wat hier gebeur. Toe daal die Here neer. En die Here sê natuurlik, nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees wat hulle wil doen nie. In vers 7 gaan ek weer lees. Kom, laat ons neerdal en hulle taal daar verwar. Laat ons hulle taal verwar. Sodat hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. So het die Here hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi en hulle het opgehou om die stad te bou. Met ander woorde, die volgende oomblik, toe hulle vra, luister, gee maar daai baksteen aan, toe praat hierdie ou Shangaan, en hy vra in Japanees, luister hierso, gee vir my die baksteen aan, en hierdie ou verstaan nie, daai ou nie. En hierdie ou praat in Chinees, en daai ou is Japanees, en daai ou praat in Koreaans, en dis toe hulle sommer besluit het, luister, ons gaan nou vir ons grense vasstel. Jy kom nie oor hierdie grens nie. Ons is, dis waar die Here grense vasgestel het, sodat hulle daarvandaan oor die hele aarde verstrooi het, en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarop het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here hulle taal daar verwar, en daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Dis hier waar nasies begin het, geliefdes. Dis hier waar nasies begin het. En het wys jou, dis sommer hierso, toe hulle nou sien, luister hier sommer, ons hier's meer as een van ons, hierdie ou praat, kom ons sê nou maar net, Koreaans of Japanees, tog hulle nie, sien jy, ons is beter as hierdie ouens wat Shangaan praat. Kom, ons gaan bou vir ons gemaak 'n streep, en hulle kom nie oor nie, as hulle hier oorkom, en hervorm ons hulle, hoor. En, toe kom jy hervorm, maar nietemin, en dit is toe hierdie insident plaasgevind het, toe nasies ontstaan het. Nou is hierdie taal van hulle verwar, en natuurlik, so het die tyd aangegaan. Nou, as jy Genesis 10 lees, sal jy lees, en ek wil hê jy moet op die volgende let. Jy kan dit by die huis gaan lees, The Table of Nations, Genesis 10. Genesis 10 wys vir ons al die nasies wat ontstaan het. En as jy daai nasies tel, dan sien jy dat daar is 70 nasies. Sommige vertalings sal sê 72 nasies. Die getal 70, heel toevallig, is 'n baie prominente getal wat groot rol speel in die mitologie en ook in die geheimenisse tot vandag toe.
Ek meen 72, as jy reg deur die Bybel lees, sal jy sien 70 nasies wat verdeeld is en wat daar ontstaan het. Dan lees jy wat ons die eerste aand oor gepraat het, dat God het 70 oudstes van Israel vir homself geneem en hy het met hulle gespreek. Die Here het 70 bulle wat ook op Pinksterdag geoffer was, die 70 bulle wat op Pinksterdag geoffer, en ons kan, dis 'n preek op, ek kan nie rabbit trail nie, want ek wil by 'n punt uitkom. So, 70, Jesus op 'n tyd kom en hy roep, hoeveel disippels wat hom volg? 70 disippels wat hom volg. En op 'n tyd sê Jesus, jy moet my vlees eet en my bloed drink, anders kan jy my disipel nie wees nie. En dis toe daai 70 sê, joh, wat 'n harde woord is hierdie, dat jy dit sê, ons kan nie dit doen nie, en die meeste van hulle het almal het weggegaan, net die 12 oorspronklik het oorgebly. Toe sê Jesus vir hulle, hy wil julle nie ook mag gaan nie. En hulle sê toe, nee Here, Petrus sê toe, nee Here, waartoe sal ons gaan eet die woorde van die lewe? So ons sien daai 70, en net vir interessantheid, as jy vandag die $1, Amerikaanse dollar, omdraai, dan sal jy sien agterop is 'n wat? 'n piramide. Okay? Met die capstone, die floating capstone. Hoeveel bakstene is in daai piramide? 72 in die wel op die $1 bil. 72 bakstene. Wat probeer hulle daardeur sê? We will rebuild Babylon. We will rebuild. We will be one nation. We will be one again. En natuurlik, dit is wat dis op die $1, 72 bakstene, of interessantheid. Sommige vertalings sê 72, ander sê 70, hang af net wat se manuskripte gebruik was om dit so te vertaal. En so lees ons dat God het op hierdie oomblik, toe hierdie geplaas gevind het, was dit die 3de keer dat die mens teen hom gerebelleer het. En hier het God die mens oorgegee. Luister baie mooi, oorgegee om geheers te word deur ander members van God's Heavenly Host. Ek praat gereeld daaroor in my taboereeks in Psalm 82, Psalm 82, 84, daar soveel skrifgedeeltes, Deuteronomium 32 vers 8 en 9, waar natuurlik God die nasies verstrooi het en hy het hulle oorgegee aan dis wat Deuteronomium 32 vers 8 sê, oorgegee aan die seuns van God, maar God het Israel vir homself uitgekies as sy eiendomsvolk. Want net na Genesis 11 sien ons wat gebeur het. God gaan na Genesis 12, wat ons sien wat Genesis 12, wat die gebeur is, net na hierdie incident. Net na God die nasies oorgegee het om te gesê het, julle wil nou aanhou, julle wil julle way hê julle way, ek stel vir julle voogte aan, wat oor julle heers. Daai voogte het later korrup geraak, dis waarvan ons lees in Psalm 82, ensovoort. En hulle het hierdie nasies natuurlik, hulle het ook korrup geraak, en die nasies was korrup, en die Here het gesê, maar ek gaan vir my 'n eiendomsvolk soek, en die Here gaan kry vir hom Abraham. Waar? Vanaf Ur in Mesopotamië, wat vandag bekend is as Irak. Nogal heel toevallig, juis van die plek af waar die eerste God het begin restoreer. Want wat het God uit Abraham uitgedoen? Uit Abraham het Jakob gekom, en uit Jakob het Isak gekom, en uit Isak het die 12 stamme van Israel gekom, en in Exodus 19 sê die woord van die Here dat Israel sal 'n priesterlike volk wees. Jesaja sê hulle moet 'n lig vir die nasies wees, dat al die, vergeef my Engels, the disinherited nations on that time, only Israel was God's portion. That's what Deuteronomium 32 vers 8 says. Okay, jy gaan hom nie jy moet hom in die ESV lees. Die ESV is die naaste aan die Dead Sea Scrolls wat hom reg vertaal. Dat Israel is my eiendomsvolk, en die res van die nasies gee ek oor, en ek gaan deur Israel, gaan ek hulle 'n lig maak. I'm gonna make them a light to the nations, so that if anybody wants to find the true God, they can come through
that which God has ordained over Israel. Die offersysteem wat uiteindelik verwys het na Jesus Christus. Amen. Want wat het die lammetjie na verwys? Waarna het die offer verwys? Alles het verwys na Jesus. Jy sien wat doen God? God doen skaduwees. Die Here, want dis wat Hebreërs 9 sê, Hebreërs 10 sê, dis alles skaduwees gewees van dinge wat moes kom. So die offers en alles het hy all pointed to Jesus. Amen. So as die nasies gekom het en hulle wou die ware God aanbid het, die God van Abraham, Isak en Jakob. Hulle wou God aanbid het, die ware God. En nie hierdie ander Milkom en Astarte en Baal en al hierdie ander gode nie, wat Israel heel duidelik, ek weet, as jy die Ou Testament lees, sien jy hoe dat Israel van die begin af, van Rigters hoofstuk 2 af, sê die engel van die Here, julle al die ander gode gaan dien, so ek gee julle oor, ek gaan julle oorgee aan rigters, dat die rigters julle rig. Dit is Rigters hoofstuk 2, dat die engel van die Here vir die volk dit sê. Besef jy dit staan in jou Bybel? Amen? Dankie. So, maak dit vir jou sin. En ons sien Israel, wat so vinnig in afgodsdiens ingeval het. Dan aanbid hulle die Baals, dan aanbid hulle die Astarte. Ek meen, Elia se hele ding was gewees, hy het op 'n tyd gedog, dat hy het alleen oorgebly as profeet van die Here. Hy het op 'n tyd gesê, Here, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, wat my knie nie voor Baal gebuig het nie. Met ander woorde, die hele volk van Israel het Baal gedien, wat Agab en Jezebel ingevoer het. Hulle was afvallig. Hulle het nie, want die Hebreëse, as hy sê, Here, daar in hoofletters, dan verwys dit na die heilige naam van God. Hulle het nie die ware God, die God van Abraham, Isak en Jakob meer aanbid nie. Hulle het hulle gewend na al hierdie ander afgode. En die hele tyd het die Here deur die rigters en deur die konings laat hulle terugkom. Maar hulle was die hele tyd rebels gewees, sy volk. En reg deur die Bybel lees ons van wat natuurlik plaasgevind het. God se Israel was die perfekte voorbeeld gewees, maar hulle het 'n baie slegte werk gedoen. Maar die offers was nog steeds daar om te wys that that's the way to enter. Amen. Dis die weg wat verwys het na Jesus Christus. En so gaan die Ou Testament aan en aan en aan en aan. En ons sien hierdie toring van Babel insident wat plaasgevind het in die Ou Testament wat volg. En iewes skielik blaai ons na Handelinge 2 toe. En wat doen die Here op Pinksterdag? Luister nou hierna. En ek wil hê spit jou ore. Hou jou oor vas. Sê oor, gaan oop. Moenie hoor wat jy wil hoor nie, hoor wat gepreek word. Amen. Amen. En kyk nou, ek kry sommer chills. Amen. Wie van julle, as julle praat oor Jesus, dan maak jou voetjies nog sulke feisies, soos 'n baba se handjies. Jy is so lief vir die Here. Dan sien jy God se almag en sy grootheid. Kyk hoe awesome is ons God. Want onthou wat nou gebeur het. Genesis 3, Genesis 6 en Genesis 11, die toring van Babel. En die hoor nou, julle moet dit vang. God disinherited. Hy onterf al die nasies. En hy vat net vir Israel as 'n eiendomsvolk. Maar Jesus kom. Amen. En Jesus sê, ek het net gekom vir die verlore skape van Israel op daardie tyd. Maar hy sê, ek het skape van 'n ander klaar. Okay? En Jesus sterf, sy bloed is gestort. Hy staan in die dood uit op. 40 dae daarna, toe Jesus opvaar, toe sê hy, gaan wag op die gawe van die Heilige Gees.
Want wat sal die Heilige Gees nou doen? Kom ons lees saam in Handelinge 2 vers 1. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Hierdie is op die 50ste dag. Ek het julle mos nou, die 50ste dag. 10 dae na Jesus opvaar na die hemel toe. Toe was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Hulle het almal in ander tale begin spreek. So, hoor nou hierna. Hoor nou wat is aan die gebeur. Gewoonlik stop mense daar en dan dis Pinkster. Lees aan. Hoor wat gebeur. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. Stop daar. Kan ek dit verduidelik? Gaan julle my verdra? Waar kom hierdie Jode vandaan wat onder al die nasies woon wat onder die aarde is? Onthou julle, daar was 'n insident wat plaasgevind het, maar wys jou selfs toe Israel op hulle laagste punt was en toe hulle teen God gerebelleer het. God still, He's got the whole world in His hands, He's got the whole. Amen. Hy het alles. Die Here weet wat hy wil doen. Toe Israel gerebelleer het, toe gaan Israel eerste, die noordelike stamme, gaan hulle eerste in ballingskap na Assirië toe. Daarna gaan Juda, die stamme van Juda en Benjamin, gaan hulle in Babyloniese ballingskap na Babel toe. So hulle het vir 70 jaar daar gebly. So dink vir jouself, na 70 jaar, ek meen 70 jaar, wie 70 jaar oud wat die is? Okay, twee mense, dis 'n leeftyd. So jy maak vir jouself 'n goeie lewe, so na 70 jaar, wat die Here dit nou toelaat, dat jy nou terug moet gaan, of terug kan gaan na jou land toe, jy het klaar hier 'n lewe gebou. So nie almal het teruggegaan Israel toe nie. Baie het bly woon in Babylon, wat in Irak is, en waar Daniel was, in die vesting van Shushan, wat in Iran is, wat vandag is, ook in Alexandria, wat Egipte is vandag, ook in Pamfilië en Frigië, en kom ons lees aan, hoor wat, hulle het gebly in al die nasies. Hoekom? Because God, tydens die ballingskap het God hulle gestrooi en gesê, gaan woon onder, gaan. En na 70 jaar het God hulle teruggebring. Maar hulle het nie almal teruggekom nie, want hulle daar vir hulle lewe gemaak. So hulle was, dis waar hierdie ouens vandaan kom. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. So, hulle is daai, met ander, kom ek stop weer eens hier, net in die blanks hierso. Die Jode moes 3 keer 'n jaar voor die Here, daar's altesaam 7 feeste. Jy lees daarvan in Levitikus 23. 3 was verpligte feeste gewees, wat hulle moes bygewoon het. Pesach, Shavuot en Sukkot. Paasfees, Pinkster en die Loofhuttefees. So, maar Paasfees en Pinkster is nie ver van mekaar af, so baie keer dan bly hulle sommer net in Jerusalem, want het is ver om Alexandria, Egipte toe te reis. Dis nie asof hulle karre hierdie tyd gehad het, jy weet, Cherries of Toyota of wat ook al gehad het waarmee hulle kon gery nie. Hulle moes met bote en met donkies en kamele gegaan het terug Irak toe en Iran toe en waar ook hulle gekom. So hulle het sommer gebly daai tydens Paasfees en Pinkster, want is net 50 dae uit mekaar, het hulle sommer gebly in Jerusalem. En dan op die laaste fees het hulle weer gekom. Hulle moes, dit was die 3, so hierdie is Pinksterfees, die tweede hoogste fees, So Jerusalem was vol mense hier gewees. Vol mense gewees. En hulle was uit al hierdie nasies moes nou uit gewees, so hulle het nie almal Hebreëus gepraat nie. Hulle het hulle taal gepraat wat hulle daar gebly het.
Iran, of ek sê nou maar net 'n naam, Iran en Irak en wat ook al, hulle tale gaan, hulle het nie almal dieselfde, hulle het net die ouens in Jerusalem met Aramees gepraat, die Hebreëse daar, die Jode wat daar gebly het, hulle het Aramees gepraat, die res nie, die res het hulle eie tale gehad, wat hulle mee gepraat het. Weer eens vers 5, en daar het in Jerusalem Jode gewoon godsdienstige manne uit elke nasie wat onder hemel is, en toe hierdie geluid kom, wat se geluid? Van hoe hulle in tale spreek. Het die menigte saamgestroom en was in die war. Want elke een het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is die wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Patheners, Meders, Elamite, dis in Iran daai, en die inwoners van Mesopotamië, dis Irak, Judea, Kappadosie, Pontus en Asië, wat vandag Turkye is, Frigië, Pamfilië, Egipte, en die streke van Libië en Sirene, en Romeine, wat op in jy weet was ons Rome en sovoort, so Romeine, wat hier vertoef, Jode en Jode genode. Nou luister jy, hoekom sal God al hierdie nasies hier skryf? Dink jy dit is net onnodig? Hoekom sal dit hier geskryf wees? Dink jy dat daar's niks anders wat Lukas, want Lukas het Handelinge geskryf, dink jy daar's niks anders wat Lukas gehad het om te doen? So hy het sommer maar net nasies nee, everything is written for a purpose. Amen. Amen. Alles is daar, meticulously in plek. Ek gaan weer vers 10 lees. Frigië, Pamfilië, Egipte en die streke van Libië, by Sirene en die Romeine wat hier vertoef, Jode en Jode genoete, Kretense en Arabiere. Ons hoor hoe hulle ons in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Stop hier. So hierdie ouens wat in al hierdie nasies gebly het, kom op Pinkster, mos hulle moet daar wees. So nou kom hulle hier. En raai wat gebeur? God reversed Babylon. Nee, julle hoor nie, want dan sou jy gerejoice het. Hoor mooi wat ek sê. Babylon het hulle almal een taal gehad en God het hulle verwar. Daai tale wat hulle gehad het, kom hulle op Pinksterdag by mekaar. En God skep laat hulle elkeen in hulle eie taal die wat hoor, die evangelie van Jesus Christus. En hoor wat gebeur. Wat gebeur? Die manne is so diep getref. Hulle hoor elkeen aan hulle eie taal, die groot dade van God, die evangelie wat aan hulle verkondig word. En hulle sê, hoe kan dit wees? Maar God in sy grootheid en almag vat wat gebeur het by Babel en hy keer dit op sy rug. Daar waar hulle almal een taal gespreek het menigte daar uitgekom. Nou vat hy daai menigte tale en hy maak dit een taal en hy sê, hoor die evangelie. En hulle hoor die evangelie en hulle vra later in Handelinge 2, vra hulle vir Petrus, wat moet ons doen? Goeie vraag. Laat julle heel bekeer en doop. Amen. En 3000 het tot redding gekom. Hoor hierso. Toe God die nasies gedisinherit het. Hierso sê hy, bring ek hulle weer by mekaar. Want wat doen die Here nou? Nou gaan hierdie ouens, gaan hulle terug na hulle nasies toe. En wat doen hulle? Hulle is nou net bekeerd en gedoop, is dit nie so nie? Hulle gaan terug na hulle nasies toe en hulle verkondig die evangelie van Jesus Christus aan die heidene. Want toe Paulus daar kom
op sekere plekke, ek gaan nou oor Paulus se bediening praat, toe Paulus op sekere plekke kom, vind hy sommige disippels al reeds daar. Handelinge 19 is 'n voorbeeld, 19. Hy vind sommige disippels reeds daar. Hoe het hulle disippels geword? Ek meen, Paulus kom vir eerste keer, kom hy nou by hierdie dorp, maar hy vind klaar ouens wat aan die Here Jesus glo. Hoekom? Want hierdie ouens het gegaan en die evangelie gaan verkondig in hulle lande. En daar was bekeer. Kom aan, kan iemand uit 'n lofoffer vir die Here gee? Amen. Amen. Nie so gedood wees op 'n Vrydag aand nie, man. Amen. Hoor 'n bietjie wat ek sê. En nou gaan hulle terug. Nou kom Paulus en hy word he becomes the apostle to the Gentiles. Hy word die apostel vir die heidene. En hy gaan verkondig die evangelie. Maar waar hy kom, vind hy sommige disippels. Nou geliefdes, doen jouself 'n guns. Vat daai nasies in Genesis 10. Dan teken jy al die nasies op. Onthou, hy sal in een land miskien 4 of 5 nasies noem. Soos byvoorbeeld, ek het nou vir julle gewys, Meders, Elamite, dis alles Iran daai, dit is een plek. So partykeer kan Turkye genoem word as 4 plekke, as 4 streek wat ingedeel was. Onthou, hulle het hier die tegnologie en die kaarte gehad wat ons het nie. Maar as jy die kaart vat van Genesis 10, die disinherited nations, die 70 nasies, en jy vat 'n kaart van waar hierdie ouens vandaan was, en jy trek die kaart bo op mekaar, dan sien jy, die evangelie, wat het was verkondig aan daardie nasies, wat God eens gedissineerd het, onterf het. Amen. En toe breek die tye vir die heidene aan om die evangelie te hoor. So kan jy sien, Pinkster is 'n reversal of what happened in Babylon. Sien julle dit so vir die eerste keer? Want elkeen hoor in hulle eie taal. Ek meen, God het hulle daar verwaar, hier hoor die Here hulle, hoor hulle in hulle eie taal. En Paulus, hy het so geglo, dat hy gaan al 70 nasies bereik met die evangelie, dat hy op 'n tyd geskryf het, dat hy sê, ek hoop om julle op my reis na Spanje. Spanje was die laaste nasie, waar die evangelie nie heen gegaan het, in Paulus se tyd nie. Spanje nie. Spanje was die uiterste, was uiterste uitgewees. Maar toe Paulus het gedink, hy gaan almal bereik, want hy is die apostle of the Gentiles. Maar ons weet toe hy was in Rome, was hy onthoof gewees. So, maar daarna het God, want ooralste waar Paulus gekom het, 'n kerke geplant en disippels gemaak, en daai disippels het disippels gemaak, en daai disippels het disippels gemaak, en daai disippels het disippels gemaak, en hulle het gegaan, en ooralste die evangelie gaan verkondig. Volop, en die mense, en God sê, dis asof God 'n pos bring, vergewe my terminologie, dis asof die Here 'n pos bring, 'n pauze bring en sê, nie 'n pauze nie, soos 'n tyd, net soos 'n, okay, nou is dit die tyd vir enige iemand wie wil, kan nou kom. Waar dit in die Ou Testament was dit vir die Jode uitsluitlik, vir die Israeliete. En as jy kan kom, mens noem dit 'n proseliet. Proselyte, het beteken iemand wat kom in die Joodse geloof aanneem. Amen. En sodoende die God van Abraham, Isak en Jakob ontmoet. En sodat hulle dan dit gebeur. Maar toe sê die Here onder die nuwe verbond, toe Pinksterfees aanbreek, sê die Here, nou kan enige iemand, toe Jesus gekruisig is en toe Pinkster aanbreek, toe sê die Here, nou kan enige iemand wie wil kom en die evangelie kan verkondig word en enige iemand kan deel hê daaraan wie wil. En raai wat? Jy is 'n beneficiary daarvan. Kan jy die Here lekker lofoffer gee? Dis pateties. Amen. Dat die Here vir jou die evangelie laat hoor. Hier in die suidpunt van Afrika het die Here sy evangelie vir jou gebring. Is dit nie kosbaar nie? Hoekom?
want daar kom 'n tyd wanneer daai tydstopper opgetel gaan word en dan sal dit die einde van dae wees wat gaan aanbreek. Wanneer dit die einde van die dae is wat aan gaan breek. Geliefdes, ek wil vir jou vanaand wys dat hoe God se gees hoe die Here in sy almag dit gereverse het wat in Babel gebeur het. En hoe dat God hulle daar onterf het, sê hy, nou neem ek enige iemand. Nou is ons almal kinders van Abraham. Is dit nie wat die Bybel ons noem nie? We are all children of Abraham. Through the faith. Deur die geloof. Nie deur die besnydenis nie, deur die geloof is ons nou almal kinders van Abraham. Wat verwys ons dit wat God gedoen het, want in Genesis 11 is die doring van Babel, Genesis 12 is Abraham. Wie van julle sien hierdie mysterie raak? Is dit vir julle kosbaar? Vind julle dit interessant? Ek haat dit as iemand sê ek vind dit interessant. Amen. Die woord van die Here, ek vind dit interessant. Man gaan vind 'n blou kar wat 'n verskillende wat 'n mooi merk het interessant. Gaan vind 'n bees interessant. Gaan vind ander goed interessant. Maar God se woord is life changing. Is life changing. Want nou kom daar in jou 'n dieper en 'n dankbaarheid om te sê, Here. En raai wat gebeur? Nou sê die Here vir jou. Maak nie saak of Daniel 70 jaar oud is en of iemand hier is wat 20 jaar oud is nie. Die Here sê, gaan en verkondig die gemaak disippels. Matteus 28 vers 19. Gaan en maak disippels. Gaan maak disippels. Gaan maak disippels. Gaan nooi ander in om deel te kan hê van hierdie om julle wie onterf was, julle wie onterf is, kom terug. Kom terug. Julle Hindus en Moslems, die Here wil hê jy moet terugkom na hom toe. Inteendeel, hy insist daarop. En daai Hindus, daai gode en hulle geeste met daai moslim goeters, moenie worry nie. Niks kan jou skei van die liefde van Christus nie. Kom terug. Kom. Jy moet nou nie vir Boeddha dien en Hare Krishna dien en vir Vishnu dien en vir Ati dien. Wie's Ati? Die ateïste. Ateïste glo aan Ati. As jy 'n ateïs is, het jy meer geloof as ek. Ek waarborg jou, want daar's te veel bewyse. God se woord is vol bewyse. Jy glo aan iemand wie se naam Ati is. Amen. God glo nie aan ateïste nie. Okay. En hier kom die ding, kom ons blaai na Handelinge 15 toe. En ek moet my haas. Kom ons, dis nie nodig. Dis Saterdag nodig. Okay. Weet julle wat sal ek doen? Kom ons gaan aan. Kom ons gaan net vir eers aan vir nou. Amen. So dan wil ek hê julle moet net die konteks verstaan. Dat daar was 'n woordewisseling oor die heidene in Handelinge 15. Dit gaan nie oor die vraag oor die onderhouding van die besnydenis en die wet van Moses. Dis waaroor Handelinge 15 gaan. Want nou, kom ons lees daar vanaf vers 1, dan sal ek so skiep en dan kom ek by uit waar ek wil kom. En sekere persone wat van Juda afgekom het die broers geleer, as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Okay, is dit die waarheid? Nee, dit is nie. Ons gaan nou kyk. So, hy sê as julle nie besny word nie, kan julle nie gered word nie. Okay? Toe daar nou geen klein stryd en woordewisseling, met ander woorde, daar was 'n huge woordewisseling hier oor gewees, van die kant van Paulus en Barnabas teen hulle, het hulle besluit dat Paulus en Barnabas nog 'n paar ander van hulle sou opgaan om na die apostels en ouderlinge in Jerusalem van die verbind van die vraagstuk. En nou sê die woord van die Here daarin, ons lees daar sommer vanaf vers 4,
En by hulle aankoms in Jerusalem is hulle ontvang deur die gemeente en die apostels en die ouderlinge, en hulle het verslag gedoen oor al die dinge wat God met hulle gedoen het, maar sommige gelowiges uit die party van die Fariseërs het opgestaan en gesê, dit is noodsaaklik dat hulle, naamlik die heidene, besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou, die 613 gebooie. En die apostels en ouderlinge het vergader om hierdie vraagstuk te ondersoek. En toe daar 'n groot woordwisseling plaasvind, het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, broers, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het dat die heidene deur my mond en deur die mond van deur die woord van die evangelie sal gehoor word en gelowig word. En dan sê hy daar in vers 8, en God het die wat harte ken, het hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof, nie die besnydenis nie. Okay? Nou dan, waarom versoek julle God? Deur op die nek van die disippels se juk te lê, wat ons vaders en ons ook in staat was om nie te dra nie. Hier sê hulle, dit was om al die wette te onderhou, ons was nie in staat om dit te dra nie. Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus gered word, op dieselfde manier as hulle ook. So hoe word 'n mens gered? Deur besnydenis en deur die wet, of deur geloof in Jesus Christus? Geloof in Jesus Christus. Hier sê hy dit in vers 11. Kan jy glo daar's mense wat tot vandag toe oor hierdie ding stry? Het is al lankal afgehandel met die eerste ecumenical council in Jerusalem. Het is al lankal afgehandel, maar tot vandag toe kry jy kerke en mense wat daar stry. En die hele menigte het geswyg en Barnabas het na Paulus geluister, geswyg en na Barnabas en Paulus geluister, terwyl hulle van al die tekens vertel wat God deur hulle onder die heidene gedoen het. En nou gaan hy aan en hy sê daar in vers 19. Hy sê daar op vers 18, aan God is sy werke aan ewigheid af bekend. Daarom oordeel ek dat ons die wat uit die heidene hulle tot God bekeer, nie te bemoeilik nie. Ons moet nie juk op hulle lê nie. Maar aan hulle skrywe dat hulle moet onthou, met ander woorde, hulle moet wegbly van, wat se dinge? Van hierdie dinge wat deur afgode besoedel is, ek lees, my oë is nie lekker nie. Hy sê daar, maar aan hulle skryf dat hulle moet onthou van dinge wat deur die afgode besoedel is, nommer 1, en van hoerery, nommer 2, en van wat verwrig is, en van bloed. That's it. Okay? En van die ou tyd af het Moses in die stad diegene wat verkondig terwyl hy sê, en so gaan hy aan, en dan sê hy daar in vers 28, hoor wat gebeur. Kom ons lees daar vanaf vers 28. Nou skryf hulle 'n brief. Nou is die Jode in Jerusalem, nou skryf hulle 'n brief aan die heidene. Hoor waarmee begin hulle in vers 28. Want die Heilige Gees en ons het besluit. Wow, hoe awesome is dit nie? Die Heilige Gees en ons het besluit. Is dit nie awesome nie? Kan jy sien, die Heilige Gees is jou eerste vernoot. As ek begin praat oor die persoon van die Heilige Gees, sal jy sien hoe dat die Heilige Gees, hy is 'n persoon, en jy kan met hom wandel. Amen. Dis hy wie ons leer en lei in die volle waarheid. So hier sê hy, want ons in die Heilige Gees het besluit om verder geen las op julle te lê as hierdie noodsaaklike dinge nie, dat julle moet onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwrig is en van hoerery. As julle hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel. Dis hoe die brief geëindig het. Net so, vaarwel. Cheers. Amen. Hy sê vaarwel. So wat gebeur hierso? Geliefdes, wat hier gebeur is, die Heilige Gees, saam met die apostels, sê,
moenie aan die heidene laat hulle alle laste dra en sovoorts nie. Hulle moet hulle net onthou van hierdie goeters. En later kom Paulus, want Paulus is besig om hier saam met hulle te praat. Later kom Paulus en hy skryf daar in Efesiërs 2 vers 8, een van menige gedeelte sê hy, ons word gered deur die genade uit die geloof. Ja, we are saved by faith through, by grace through faith, and not by works, lest any man should boast. Amen. En dit is hoe die Heilige Gees gegee het, dat die evangelie aan die nasies verkondig kon word. En wat is wat ons moet doen? Ek en jy moet disippels maak en vir mense sê, jy word gered deur genade, deur die geloof, nie deur jou oulikheid nie. En ek wil daarop net gou klem lê, dat baie mense, as ek vir hulle vra, waartoe gaan jy as jy doodgaan, dan sal hulle sê, hulle gaan hemel toe, en vra ek vir hulle, hoekom? Baie mense, meerderheid van die mense, dan sal hulle van my sê, ek gaan hemel toe, en sê ek, hoekom? Dan sal hulle van my sê, wel, ek is gedoop. Ek het nie vir jou gevra of jy gedoop is nie. Ok, ek het vir jou gevra, hoekom gaan jy hemel toe? Maar hulle sê, omdat ek gedoop is, of ek lees my Bybel, ek bid, en ek glo in my God. Nou geliefdes, die duivels glo ook God is een en hulle sidder. Jakobus 2 vers 19. As jy jou Bybel lees, jy kan jou Bybel lees tot jou oë skeel trek en ek moedig aan om jou Bybel te lees. Maar dis nie genoeg om gered te word nie. Nommer 3 is dat as jy net deur water gegaan het en jy het aan die ander kant uitgekom, is jy net 'n nat sondaar. OK? Jy's net 'n nat sondaar. Hoor wat ek sê, nommer 4, en hier is die punt, jy moet tot redding kom. Johannes 1 vers 12 sê, dat vir elkeen wie hom aangeneem het, kom ons gaan na Johannes, ons is mos hier. Julle is mos nou hier. Ok, Johannes hoofstuk 1, vers 12, hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. So wie word kinders van God genoem? Hulle wie hom aangeneem het. En elkeen wie hom aangeneem het. Nie net glo nie. As ek vir ou sê, hoekom gaan jy hemel toe? Dan sê hy, nee, ek glo my God. Of ek glo my kerk. Ek vra nie glo in jou kerk nie. Of ek glo my God. Duivels glo ook in God. Daar moet iets anders te gebeur. Dis soos byvoorbeeld die volgende, wat ek wil vir julle verduidelik. Ons staan op 'n vliegtuig. En hierdie vliegtuig is op pad om te val. En daar gaan albei die pilots dood. En dis net ek en jy op daai vliegtuig alleen. En die deur is oop en die vliegtuig is besig om te val. En daar lê 2 valskerms, parachutes, 2 valskerms. Is dit genoeg om te sê, as ons nou wil gered word van hierdie destruksie wat op pad is dit genoeg om te sê, ons glo net, daai is valskerms, ja, amen. Is dit genoeg om dit te doen? Gaan ons gered word van die destruksie van die val? Gaan ons gered word van die destruksie val? Wat moet ons doen? Aantrek vir elkeen wie hom aangeneem het. Julle moet met Christus bekleed word vir elkeen wie hom aangeneem het. Vir hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Nie vir hulle wie sê ek glo net. Dis goed om te by die duivels het ook en dis hulle wat vir Jesus uitgeroep en gesê het seun van God moet ons toe Jesus hulle bevel gegee en sê my moet nie bly stil. Hulle het geweet dis die seun van God. Die Bybel sê duivels glo in hulle sidder. Daar moet iets anders te gebeur. Jy moet Jesus aanneem. Maar vir elkeen wie hom aangeneem het, vir hulle het hy die mag gegee om kind van God te word. Amen. Amen. Want soveel mense kom kerk toe, dan sê ek, hoekom gaan jy hemel toe? Nee, ek kan koordans. Luister hier. Dis nie 'n rede vir redding nie. Of ek is gekatkeseer. Luister hier.
Jy kan gekatkeseer wees, gehondeseer wees, gepitsweer wees. Jy kan koordans. Jy kan lees soveel as jy wil. Jy kan probeer. Daar's nie 'n manier hoe jy gered word nie, behalwe deur die bloed van Jesus Christus. Net die bloed. Only the blood. Amen. Dis net die bloed van Jesus. Op toe die Israeliete daardie aand in Egipte land, toe hulle moes gered word het van die destruksie wat op pad is, wat moes hulle gedoen het? Die bloed van die lam aan die deurkusyn gesmeer het, en toe die Here sê, as ek die bloed sien, sal ek oor dit trek. So, dit is die bloed wat red. Die doop is die volgende stap, omdat jy jy gered is, omdat ek gered is. Nie omdat ek wil gered word nie, omdat ek nou gered is, ek's gewas in die bloed, nou gehoorsaam ek God deur om my te laat doop. Bekeer julle en laat julle doop. Amen. Maar as jy net gaan en jy's onbekeerd en jy gaan ook, jy wil gedoop word van jy sin. Baie mense is in die emotion daarvan, as hulle sien, dan word hulle net gedoop. Jy sit 'n nat sondaar. Het jy al jou hart en lewe vir Jesus gegee? Nee, ek het nie, maar ek's gedoop. Wat maak dit sin? Maak dit sin? Amen. Geliefdes, ek kan aangaan en aangaan. Die punt is, it was all a reversal of Babylon, en dat die evangelie kan gegee word, sodat elkeen wie wil, nou kan kom, en drink van die waters van die lewe, verniet. Amen en amen. Kom ons gee die Here lekker lof. Het julle hierdie boodskap waardeer? Prys die Here, kom ons sluit ons oë. Ja, amen. Hemelse Vader, Yes, prys die Here. baie dankie vir u genade, Here. Ja,